Hallo, ek is Willie Botha van die Bamberg Gereformeerde Evangeliese Kerk. Ons is tans besig met 'n reeks waarin ons vertel en vra maar hoe verkondig ek? Hoe kan enige een van ons 'n verskil maak in die koninkryk van God deur dit te verkondig? Ons het as inleiding gebruik die voorbeeld wat Paulus gesê het in Romeine 1:16 toe hy gesê het: ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Daarna het ons die aspek van kennis bekyk en agtergekom dat as ons regtig geloofwaardig wil praat oor die evangelie van Jesus met ander mense, dit ook van ons die nodige kennis vereis en dan veral die kennis van die Bybel. Vandag gaan ons bietjie stil staan by die gedagte dat 'n mens die reg moet verdien om aangehoor te word. Dit is eintlik 'n idee wat vanuit die getroue getuies evangelisasiekursus kom en 'n mens sou sien dat deur die tye daar baie gedagtes is wat eintlik baie nou daarbey aansluit. So sal ons byvoorbeeld by Brand Pretorius, die groot sakeleier in Suid-Afrika, hoor dat hy gesê het, voordat jy 'n hand kan vra, moet jy eers 'n hart vir mense gee. Maya Angelou het weer gesê dat mense sal vergeet wat jy hulle geleer het. Hulle sal selfs vergeet wat jy van hulle gedoen het. Maar hulle sal nooit vergeet hoe jy hulle laat voel het nie. Bruce Barton het gesê dat in sy waarneming van mense het hy die geweldige gevolge gesien van wat klein dingetjies doen. En daarom is hy geneig om te glo dat daar nie iets is soos klein dingetjies nie. Natuurlik is die mees uitsonderlike en die absolute vorm van om die reg te verdien om aangehoor te word, dit van God self. Bloot die feit dat ons glo en bely dat God ons gemaak is, dat elke lewende wese die werk van sy hande is, sy wil is, beteken dat ons in 'n baie besondere verhouding tot hom staan en hy inderdaad die reg verdien het om ook ons te leer en te lei. In Jesus Christus sien ons dat hy nie net dit nog verder neem en vir ons die ewige lewe gee nie. Ons sien ook dat hy in sy aardse optrede met mense 'n geweldige verskil maak, amper eers hulle raak en tref waar dit vir hulle die nodigste is. Hy maak mense gesond, hy aanvaar mense wat verwerp is. Ons sien dat hy mense barmhartigheid bewys, dat hy vergifnis van sondes aan mense bring. Nou, op hierdie manier weet ons dat wanneer hy dan met mense praat, met 'n Saggeus in die vyeboom, met iemand wat iemand aan die dood afgestaan het, dat hy regtig vir die mense gewys het dat hy hulle beste belange op die hart dra. Ons is dikwels geneig om te vinnig met mense te wil werk. Ons werk baie keer met mense asof hulle bloot verhandelbare kommoditeite is. So amper asof dat as ons argument goed genoeg is, sal ons hulle saam met ons kan neem. Die werklikheid is egter dat mense eers wil sien of jy genoeg omgee. Dis wanneer hulle sien dat jy omgee, dat hulle sal omgee oor wat jy hulle wil leer. Daarom, as jy regtig omgee oor die evangelie van Jesus Christus, begin en leer dit wat Jesus self gedoen het met sy hele hart en met sy hele wese, deurdat hy vir mense omgegee het. God se hele sending van Jesus Christus gaan daaroor dat hy vir mense omgegee het. En daarom kan ons vandag nie anders en wil ons nie anders as om hom gehoorsaam na te volg nie. Kom ons, ek en jy, gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus deur die reg te verdien om aangehoor te word, stil te staan by mense, te luister na hulle nood, meer te doen vir hulle as wat hulle van ons verwag. Amen.